3 verse dan van Levitikus 10. Nadab en Abihu, die seuns van Aaron, het elkeen sy vuurpan gevat, gloeiende kole daarin gesit en reukwerk daarop gegooi. Toe het hulle hierdie ongeoorloofde vuur voor die Here nader gebring, wat nie volgens sy bevel was nie. Vuur het van voor die Here uitgegaan en hulle verteer, sodat hulle daar voor die Here gesterf het. Toe sê Moses vir Aaron, dit is wat die Here bedoel het toe hy gesê het, deur diegene wat naby my is, moet ek as heilig erken word. Ten aanskoue van die hele volk moet ek geëer word. En Aaron het net geswyg. Goed. Wat sal die relevantie daarvan wees? Van die stil bly. Die swyg. Ja, ek dink is maar net die gewoon die skok wat maar oor hom gekom het. Ek dink nie daar is iets anders wat ons dan moet inlees nie, ja. Goed. O Heer, ziele roning, my hart gegrendel, of my mond weerhou nie. Ek het bely wat my van U vervreem, U het my skuld genadig weggeneem. Dus kom Gods volk, dus kom al sy bemindes, om te soek terwyl sy gunste vind is. Die lewe sê, mag met sy golwe slaan, de wereld raak selfs nie aan. U is dit keer wat tot my hulp gereed is goed en skerp in alle angs en leed is. In nood my red, met jubels my omring, en in my gees weer vreugde laat ontspring. Maar nie, o God, U goedheid reik nog verder. U sê ek wil jou oppas soos 'n herder, en wil jou voet op veilige pad laat gaan, waarop my oog jou altyd gadeslaan. Ons sal saam bid. Heilige Here, ons is byna soos wat Aaron was, sonder woorde. Want Here, as ons selfs net so lees wat U gedoen het, en dit juis omdat U heiligheid wou bekend gemaak het, dan is ons verstom. Here, U is werklik uniek. Daar is niemand soos U nie, niemand so heilig soos U nie. En ons gebed is, Here, wil U ons onderrig in daardie heiligheid van U, dat ons dit ook vanaand mag ken en verstaan, en dat dit ons hele lewenshouding sal bepaal. Bewaar ons van elke vorm van sonde en kwaad, om Christus ontwil bid ons dit. Amen. Ekskuus daar.
Mense, dit is een van die probleme met ons Bybelse hoofstukindelings. Ek het ook nou wel doelbewus aan die einde van hoofstuk 9 geëindig, maar eintlik gaan die verhaal van hoofstuk 8 tot aan die einde van hoofstuk 10 deur as gewoon een vertelling aan mekaar. Eintlik moes daar nie 'n hoofstukindeling gewees het aan die einde van hoofstuk 9 nie. Want dit is juis wanneer ons sien hoe dit een vertelling is dwarsdeur vanaf hoofstuk 8 tot aan die einde van vers 10, dat ons die kontras sien tussen dit waarmee Levitikus 9 geëindig het en dit wat nou gebeur. Is daar iemand wat kortliks vir ons gou kan vertel, waarmee het Levitikus 9 geëindig? Daar gebeur iets wat 'n hoogtepunt is in die geskiedenis van Israel. Wat was dit? Aaron en Moses kon weer in die tabernakel ingaan en die teenwoordigheid van God. Absolute unieke gebeurtenis. Dit word werk, en dit terwyl God homself absoluut daar bekendstel aan hulle, of sigbaar maak aan hulle, of met ander woorde, sy nabyheid is baie intens, en tog mag hulle weer die tabernakel ingaan. Dis aangrypend. Met ander woorde, hulle mag steeds weer nader aan God se allerheiligste beweeg. En dit is tog die eindpunt, die eindbestemming van die mens, om saam met God in daardie allerheiligste te wees. Dis die eindbestemming. En in hoofstuk 9 word hier die eerste tree gegee. En wat was die reaksie van die hele volk? Toe die Here so met sy brandende vuur, dan ook die offerandes aanvaar en verteer. Wat was die reaksie van die volk gewees? Gejuig en op hulle gesigte neergeval. Twee goed, né? Die eerste een is blydskap. Hulle juig van blydskap. Hier is iets enorm. Want God het werklik die offer aanvaar. Dit was ook God verteer dit. Met ander woorde, kom ons sê dit maar gewoon in ons taal. God eet dus die offer. Want dit is wat sy vuur doen. Net daardie vuur wil wys die gemeenskap, God het 'n ete saam met sy volk, en daardie vertering is eintlik dat God wil sê, kyk, inderdaad, ek eet saam met julle, en God self verteer daardie offerande. En saam met daardie blydskap gaan daar natuurlik ook die erkenning, maar hy is die groot koning, en daarom die tweede ding, Nora, is natuurlik, soos jy gesê het, hulle buig dan ook vir hom, hulle val op hulle aangesig voor hom neer, en hulle aanbid hom. Sien, nou moet ons sien, hier is dus nou 'n prosesie aan die gang, en soos wat dit nou maar met ons as mense gaan, het die mens nie brieke nie. En spesifiek 2 priesters het nie brieke nie. Nadab en Abihu. Wat gebeur met hulle? Kyk 'n bietjie die parallelle tussen God wat die offerandes van Moses en Aaron aanvaar het, teenoor Nadab en Abihu se offerande wat God nie aanvaar het nie. Wat is die ooreenkomste tussen die twee gebeurtenisse? In albei gevalle, hulle God se heilige eer is en dien. Die bedoeling is om God te gaan eer en dien. En wat gebeur elke keer dieselfde? Daar's 2 goed wat elke keer dieselfde voorkom. Die vuur wat kom. Ja, in elk geval kom daar vuur. Dit enerzijds, en, wat doen die vuur? Ook in die geval. In die eerste geval sien ons hoe dat die vuur die offerande verteer. Wat doen die vuur nou? Dit verteer die een wat offer. Letterlik, dis presies dieselfde Hebreëse woord. Die vertering van die offerande en die vertering in die geval van die een wat of die twee dan wat die offerande bring. Presies dieselfde woord. Die twee goed lê met ander woorde so naby aan mekaar. Dis asof dit rug aan rug met mekaar staan. En tog is dit 2
twee heeltemal teenoorstaande wêrelde. En daarom, en ek dink, Anton, om by jou aan te sluit, jou vraag oor waarom Aaron stil is. Wat gebeur in die eerste geval, toe God se vuur verteer, wat was die reaksie dus, wat ons nou net oor gepraat het? Blydskap, 'n gejuig, daar word iets uitgedruk, en in die geval word daar weer verteer. En wat is die teenoorgestelde? Doodse stilte. Doodse stilte. Geen gejuig. Net verslaandheid. Want by die eerste keer was dit dankbaarheid oor God wat wys, en die tweede keer was dit stom geslaan. Dat God so ingryp. Presies. En onthou, Nadab en Abihu is kinders van Aaron. Dis nie sommer vreemdelinge nie. Hierdie is iets baie intens, en hier sit die hoëpriester, wat nou eintlik die volk moet lei in die erediens, in blydskap ensovoorts, wat daarmee saamhang, as jy God reg dien, en dan kom jy woord uit sy mond uit nie. Wat het Aaron by daardie eerste offerande gedoen, toe hy Moses op 'n stadium by die tabernakel uitkom? Wat doen hy? Tipies wat sy hoëpriester, hy spreek die seën uit, hef die hande op en hy praat. En daarteenoor weer eens, hierdie doodse stilte. Aaron sê niks. En daai niks sê alles. Né? Dit is nou 'n stilte wat skreeu. Omdat daarin lê dan ook inderdaad die kontras tussen die twee. Dit is natuurlik opvallend en belangrik, dat hierdie twee offerandes vind op dieselfde dag plaas. Die vraag is natuurlik nou, wat presies het Nadab en Abihu verkeerd gedoen? Wat is hierdie vreemde vuur wat hulle voor die Here gebring het? Ek is nogal nuuskierig om bietjie te hoor of daar van julle is wat daaroor 'n mening het. Dalk het van julle al ander kommentare gelees ensovoorts. Ek het 'n baie spesifieke oortuiging. Ek sê nie my oortuiging is die enigste of die regte nie. Daar is wel 'n klomp ander teoloë wat ook so dink, maar daar is ook baie wat anders dink. Maar ek is nuuskierig oor, wat dink julle? Wat het hulle hier verkeerd gedoen? Sy willige godsdienst, dat hulle self 'n ampt toeëien en dienswerk toeëien wat God hulle nie gegee het. Baie uitdruklik word daar gesê, God het dit nie gevra nie. Onthou julle verlede week, elke keer hoor ons, hulle het dit gedoen soos wat die Here gesê het, of soos wat die Here beveel het. En hierdie keer hoor ons, hierdie is ongeoorloofde vuur, wat nie volgens sy bevel was nie, aan die einde van vers 1. Daar lê dis ook duidelik die kontras. So, wat dan ook al verder presies is wat hulle gedoen het, God het nie die opdrag hiervoor gegee nie. God het nie gesê, gaan doen dit nie. Kan nie wees dat hulle miskien gedink het, God stuur vuur om te wys hy is God, dan wil hulle ook vuur bring om te dink hulle is hoër as die ander mense. Wat dink julle daarvan? Sou dit 'n moontlikheid kon wees? Wil soos God wees. Wel, inderdaad, deurdat hulle self besluit wat om te doen. In daardie opsig is dit eintlik presies dieselfde as Adam en Eva, né? Die wysheid wat van God moes gekom het, besluit nee, maar ons gaan besluit wat is werklik wys, wat is die kennis van goed en kwaad, né? Daai kennis van goed en kwaad gaan oor wat is wys. En eintlik moes Adam en Eva geleef het uit die wysheid van God, anders gaan hulle sterf. Ja? En hier weer eens moes hulle geleef het uit die wysheid van God, met ander woorde, wat hy gesê het. En dit het hy nou nie gesê nie. So hulle besluit self wat is wys. So dit wat jy sê, Tennessee, is verseker deel daarvan. Net is daardie eie magtige
Ons gaan besluit wat goed is. Ons gaan nie wag vir God nie. Maar wat doen hulle dus? Wat is letterlik dus die ding wat hulle doen? Wat baie opvallend is wel dat op hierdie selfde dag, jy sal dit later sien in Levitikus 15 en 16, op dieselfde dag wat hierdie dinge gebeur het, stel God wel die offerdiens van Aaron in, waarmee hy in die allerheiligste mag ingaan. Presies dieselfde dag. Onthou, tot hiertoe was daarvoor geen wetgewing gegee nie. En wat het die priesters altyd gedoen, wanneer hulle vuur gehad het met reukoffer daar binne-in, dan het hulle dit voor die aangesig van die Here gebring. Onthou julle nog die reukofferaltaar? Waar staan die reukofferaltaar in die tabernakel? Reg voor die voorhangsel, daar naby aan God, né? En dit simboliseer die gebede en van die volk, en hierdie reuk het dan ook altyd ingetrek in die allerheiligste. Eintlik vanuit 'n menslike perspektief gekyk, met ander woorde, asof die gebede van die volk gedurig voor God kom in die allerheiligste. So van daar af moes hierdie reukoffers voor die Here gekom het. Nou, wat baie kommentaare sê, en ek dink heel waarskynlik, dit bly 'n raaiskoot, heel waarskynlik het hulle gesê, wow, maar ons kan dus nou in God se teenwoordigheid kom. Kyk, hier het dit gebeur. Niemand is dood nie, nie Moses of Aaron het dood neergeslaan nie. Hulle kon weer die tabernakel ingaan, maar wat doen Nadab en Abihu? Hulle gaan daai een stappie te naby aan God. Kan dit dus wees dat hulle besluit het, maar as ons dan in die tabernakel kan ingaan, ons is immers priesters, ons is die seuns van die hoëpriester, dan gaan ons sommer so met hierdie reukoffer in die allerheiligste in. Dit staan nie hier nie, maar dit is baie moontlik, en ek sê weer, omdat Levitikus 15 en 16 ook baie duidelik dus die werklike toegang uiteindelik van die hoëpriester tot die allerheiligste op daardie selfde dag gee. Op daardie dag wat hulle sterf, gee die Here wetgewing wat sê, so kom julle in my teenwoordigheid. Nie op die manier van Nadab en Abihu nie, maar op die manier, deur net een, en dit sal die hoëpriester wees. OK? Miskien daar was ook 'n hand, maar vir jou ook, reg? Hoekom het die wet eers nadat hulle gesterf het ingekom, in plaas van om hulle vooraf te waarsku, dit is nie die Here nie. Ek wil amper dieselfde vraag vra, maar ek wil amper eerder vra, dit lees amper asof Moses en Aaron pas uitgekom het, pas geseën het, en amper as hulle nog besig was, toe besluit Nadab en Abihu, okay, nou kan hulle ook gaan, as hulle nie eens wou wag om te hoor wat nog gaan kom nie. Presies. So dit is nie dat die Here nagelaat het om te sê nie, hulle het die Here nie kans gegee om te sê nie. Maar ek wil graag op byvoeg. Ek is spontaan impulsief. Ek het al baie gebruikers geloop, ek het baie sukses gehad. En daar dink ek, dit sou ook 'n baie goed bedoelde poging van die ouers gewees kon. Sonder twyfel. Maar die Here sê, luister, ek ken julle harte en hierdie is net 'n bietjie voorwaardig. So ons moet nie self oordeel nie, dit God bedoel. Nee, maar dit presies, dit doen ons ook. Ek dink daarom, hulle doodgewoon, hulle wou verder gegaan het met die erediens en hierdie wonder het gebeur. Ons kan naby aan God kom. En nou spring hulle op. Kom ons doen nog. Kom ons gaan nog nader, né? Soos in God het ons so ryklik geseën, maar daarom dat ons sien dan ook vir hulle ook klaar reëls gegee van wie mag waar wees en wie wat 'n offer moet bring, so. ja, so die detail van die groot versoendag waar daar dan wel in die allerheiligste gaan, dit was nog nie gegee nie, maar inderdaad moes hulle gewag het. God was in die proses om dit vir hulle te vertel. Dis wat gebeur, maar
ja, dit lyk asof hulle dalk uit puur entoesiasme, voorbarigheid, oorentoesiasme, wat dit ook al sou gewees het, wat hulle motief, word nie vir ons gewys nie. Die belangrike is net, God het nie die bevel daarvoor gegee nie. Die manier hoe jy dus nog nader aan God kom, dit gaan God later vertel. Op dieselfde dag nog, op dieselfde dag, maar hulle moes nou net gewag het. Maar daarom gaan Moses dan ook, en hy kanselleer nie die hele priesterdiens nie. Hy gaan dan ook hierna, en hy gaan stel weer die priesterdiens in, maar hy wys dan opnuut vir hulle, hoe baie noukeurig moet hulle luister. Wat wil die Here hê? Moet julle doen. Hoe kom julle nader aan my? Wanneer kom julle nader aan my? Wie kom nader aan my? En hoe naby aan my kom julle? Al daardie goed het God bepaal. Mense, dis die wonder. Ek brand om eenvoudig net te spring na die boek Hebreërs toe, want daardie toegang tot God se allerheiligste was nooit vir ons so beskore, soos tot op 'n sekere oomblik nie. En nou kan ek nie anders nie, ek moet tog ons nuwe dokter vir ons laat vertel. Ja, ek het geweet dit gaan kom. Jy het geweet dit gaan kom. Wel, ek persoonlik dink dat dit is een van die groot hermeneutiese donkerkolle in die teologie, in ons Nuwe Testament. Dit is dat die oomblik toe die Seun van God in die dood as perfekte offer rus, het God hom uit daai dood sy offer aanvaar en hom gesalf deur die Gees van die lewe. So die spesifieke moment is die opstanding van Christus. Dis waar hy namens die volle mensdom in God se teenwoordigheid ingaan. Want onthou God het ook die hele wêreld deur hom geskep. Hy was, as jy die Nuwe Testament lees, dan sê die Bybel verskillende. God het die hele kosmos. Die Seun is die matrix. Die Seun is die element, die basis van die skepping. So, die oomblik toe hy sterf, toe hy tot afronding kom, net soos hulle sê, full circle gaan. Toe aanvaar God hom as die nuwe skepping. Met ander woorde, hy is die offer van alles. Hy sterf vir mense, vir diere, vir alles. En hy word die volkome offer. En dit bring God in sy in sy hart in, want God wil hom daar, né? En dit kon nou gebeur. Ek dink is Ja, nee, baie dankie. Kolossense 1. Ja, Kolossense 1 inderdaad. Vertel. Nee, ek kan dit nie opsoek nie, maar daar in Kolossense 1 word spesifiek daardie woorde gebruik, dat hy is die een wat die hele skepping geheilig en vernietig. Ja. Dit is die hele lang gedeelte in Kolossense 1. Wat 'n aangrypende, is een van die mees diepsinnige gedeeltes in die Nuwe Testament, Kolossense 1. Ek dink hulle noem dit hy skepingsmiddelaar. Yes, ja. Mense, wat ek hoop ons raak sien, en wat ek dink ons nie altyd raak sien nie, is dat ons moet leer om God se omgang met ons, God se lewe met ons, God se genade vir ons, te verstaan binne die konteks van 'n heiligdom, 'n tempel. Ons kan nie Jesus se dood aan die kruis verstaan en verklaar, los van die gebeure dat God se volk na God toe in 'n tabernakel, in 'n heiligdom ingekom het, dat daar 'n dood by die deur moes plaasvind. Soos met die Here Jesus, 'n dood vind plaas. Maar dis nog nie die allerheiligste nie. Daar is hierdie een hoëpriester wat met sy bloed in die allerheiligste ingaan. En Christus gaan met sy bloed die hemelse heiligdom heilig. En daar is hy nou vir ons. Mense, my punt is, ons moet leer om ons verlossing en ons omgang, ons lewe met die Here in tempeltaal
te leer verstaan. Broeder Nauta, jy verstaan wat ek daarmee wil sê? Ja? Dit is hoe die Ou Testament en die Nuwe Testament die hele werk van God verpak. Ek weet nie om dit anders te sê nie, ek hoop julle verstaan wat ek daarmee wil sê. God verpak dit in tempeltaal, in 'n tempeldrama. Mense, as jy na God toe kom, wat speel in jou gedagtes af? Hoe kom jy na God toe? As jy bid, fisies, hoe kom jy na God toe? Nederig. Yes, maar in jou kop, waaraan dink jy? Ons heilige. Op die dankbaarheid is. Yes, maar ek dink, omdat my gedagtes gevorm is deur die woord, Here, ek kom na U toe in U heiligdom. Want dis tog waar God is, in sy heiligdom. En ek kom na U toe deur Hom wat aan U regterhand sit, wat uit die dood uit opgewek is. Ons gebed, ons naby kom aan God, moet 'n tempeldrama wees. Dit moet ons wees, as Hebreërs sê, nader tot God. Hebreërs 8, met groot vrymoedigheid. Wel, hoe nader jy tot God? Jy kom in geloof, verenig met Christus, wat by die Vader is, en in sy naam kom vra jy, of kom sê jy, of kom aanbid jy. Nee, so alles wat ons doen, wat ons sê, wat ons vra, speel af binne 'n heiligdom toneel. En ek dink ons gaan ons geloof net soveel duideliker verstaan en ervaar as ons meer bewustelik met God omgaan in sy hemelse heiligdom. Want mense, dis waar hy is. Onthou, waarvan was die aardse tabernakel 'n afbeelding? Ja, van die hemelse troonkamer van God. Van die CEO se kantoor. Né? God wat die bestuurende direkteur is van planeet Aarde, van die kosmos. Die hemel is sy kantoor, is sy troonkamer. En die tabernakel was daarvan 'n afbeelding. Beteken dit, toe die tabernakel tot niet is, en die tempel is tot niet, nou is die hemelse tempel ook tot niet, né? Want daai goeders was net afbeeldings, toe die tempel 70 na Christus in Jerusalem vernietig word. Toe is ewe skielik ook nie meer 'n hemelse tempel nodig nie. So alle tempeltaal moet verdwyn. Nee, die hemelse tempel is nou juis die werklikheid waarin ons na God toe kom. En daarom is ons hele lewe in Christus, in God. Maar is dat dan 'n manier waarop ons te voorbarig op die verkeerde manier tot God kan nader, soos Aaron se 2 seuns? Verseker. En dit is waaroor ons waak, want ons word nie met vlamme verbrand nie. So Presies. En daarom dat die Here Jesus baie vroeg in Matteus 6 sê, toe hulle gesê het, Here, leer ons bid. Wat is die belangrikste ding, behalwe die wat ons nou ken as die Onse Vader wat hy hulle leer het? Hy sê ook vir hulle, alles wat julle die Vader vra, vra dit in my naam. Met ander woorde, kom na die Vader via die Hoëpriester. Daarom tempeltaal. Kom via Jesus. En as jy weet, hierdie Here Jesus is in die hemelse heiligdom by die Vader. En dit is waar jy in mag kom. Dan mag jy met vrymoedigheid, ek weet nie, mense broek bewe maar nog steeds, as jy baie bewustelik daarmee omgaan, want jy besef, jy het te doen met die lewende, heilige God,
Hy sou ewe maklik my met vuur kon tref, dank die Here, hy doen dit nie. So ons moet nie, omdat die tempel in Jerusalem tot niet is, omdat die tabernakel tot niet is, dink die tempel is tot niet nie. As daar een ding is, wat nou nog bestaan, en wat sal bestaan tot in ewigheid, dan is dit God en sy tempel. Gelees maar, Openbaring 21 en 22. Wat is dit wat daar bestaan? O ja, daar staan, daar is nie meer 'n tempel nie, né? Wanneer die nuwe hemel en aarde bymekaar kom. Oeps, Eugene is verkeerd. Daar is dus nie meer 'n tempel nie. Julle. Selfs nog meer intens as julle. Nora? Daar is dit gaan Jesus Christus gaan self die lig wees van die hemelse tempel. Daar gaan op die nuwe aarde en 'n nuwe hemel nie 'n tempel wees nie, want God en die Lam is die tempel. Dis wat in Openbaring 21 staan. God en die Lam is nou die tempel. Daarom is daar nie meer 'n gebou van een of ander aard nie. En daarom kom ons lewens as ware heeltemal, dat dit tot by God kom en deel ons in die lewe van God. En dit is om in sy tempel nou in te kom. Want mense, dit is die mens se bestemming. Hoe lewe ons? Ons kan net lewe deurdat ons in God lewe. Jy kan dit ook andersom sê, uit hom, maar jy kan net uit hom leef as jy in hom is. As julle verstaan wat ek daarmee bedoel. Ja, dit sê Paulus ook vir die Griekse filosowe, Handelinge 17. Want in hom leef ons en beweeg ons en het ons bestaan. Mense, verstaan ons hierdie goed? Hierdie goed is enorm. En daarom moet ons die tempeltaal, die tempelgeloof nooit verloor nie, want dit is nooit verlede tyd nie. Tempelgeloof bly tot in alle ewigheid. Al wat net gebeur is, die hele tyd word dit net meer en meer intens. Is altyd, eers kon jy in die tabernakel kom. Later in die tabernakel tot net een keer per jaar in die allerheiligste. En dit is maar net 'n ou tentwoning, die ding word nou opgebreek nou. Tjoeps, daar gaat ons alweer. Later kom daar darm 'n tempel. Die ding het darm fondamente gehad, né? So jy kon nie om op wielieke sit en rondstoot van hier tot daar nie. Die Amalekiete kon nie kom en die tempel op wieliekies sit en wegsleep daar na hulle koninkryk toe nie. Die ding het gestaan. Maar ook hy is net tydelik. Maar die tempel is tot in ewigheid. En dis wat Hebreërs so pragtig sê. Vir ons het 'n tempel wat 'n heiligdom wat nie met mense hande gemaak is nie, maar wat van God is. Dit was die hartklop van die problematiek. Ek waag dit om te sê voor Dominee Nel, maar die hartklop van die problematiek in Hebreërs. Dr. Nel. Ja, ekskuus vir Dr. Nel. Is werklik daar was Jode wat nog na die tempel in Jerusalem wil gaan, terwyl hulle hierdie groot ewige tempel het, daar waar Jesus nou is. Hy's opgewek uit die dood. Hy's gekroon deur God, hy's gesit aan die regterhand van die Vader, en waarom of waar julle wil na Jerusalem se tempel toe gaan? As julle dit aan my doen, kan julle nie gered word nie, want daar's net een plek waar jy gered kan word, en waar is dit? Aan die voete van Jesus. En waar is hy? Daar in Jerusalem in die tempel. Hy's in die tempel, wat nie met mensehande gebou is nie. En waar is hy nou, liewe broer en suster? Waar is Jesus nou? Het hy intussen 'n beter verblyf gekry?
Ek dink tog daar's 'n oorgang tussen die tempel en die ewig. Dis die kerk. Wel, eintlik gebeur dit al op Pinksterdag. Op Pinksterdag gebeur dit al, dat van die kerk gesê word, die kerk is die tempel van Christus. Dit gebeur daar al. Efesiërs, geweldig sterk, Korinte, dink maar in 1 Korintiërs 3 en verder af, word dit geweldig sterk beklemtoon. Die gemeente is die tempel van God, natuurlik. En so funksioneer die kerk dan ook, en so behoort ons vandag te funksioneer ook, as God wat by ons is, deur sy Heilige Gees. En daarom is ons sy tempel. So inderdaad, dit moet 'n mens nie ligtelik ag nie. Maar wat ek dus probeer wys is, hierdie tempelmotief intensifeer net verder die hele tyd. In so 'n mate dat kom ons uiteindelik by Openbaring 21, dan is hierdie tempelmotief so sterk dat God en mens as ware in intieme gemeenskap met mekaar lewe. Die kerk wat op aarde tempel van God word een met God wat self tempel is, sodat God alles in almal kan wees. 1 Korintiërs 15 vers 28 dink ek is dit. Sodat God alles in almal kan wees. Ek dink daai aspek van die nuwe vorm van die tempel is ek wil amper sê die tweede aspek daarvan. Maar die oorgang was van die fisiese tempel as 'n gebou na die tempel as Christus. Maar wat Korintiërs so vir ons leer is nie dat ons is 'n tempel half as 'n tussenstap tussen die gebou en Christus nie, maar eerder die nuwe tempel is Christus, maar ons is die liggaam van Christus. Aha, daar's hy. Dis spot on. 100%. Was Christus ooit nie? Nee, hy bly dit, natuurlik. Maar omdat ons sy liggaam op aarde is, Dis net my vraag, is dit nie soos baie ander goed ook, dat hulle vervulling, hulle volle betekenis kry in Christus? Is dit nie 'n ding van soos 'n koning? Jy kan sien die koningding word groter en groter en groter. Die koningding is die koningding. Hy is van ewig af koning. Dis net ons wat dit word meer aan ons bekend gemaak. Presies. So as ek dit nou baie naïef kan sê, ekskuus, ek bedoel dit nie oneerbiedig nie, maar ek het op 'n plek toe klein was ek wonder wat gaan mense nie vir my vervelig geklink. Ja. Ekskuus, dis 'n baie lelike ding om te sê dat daar gaan nou nie meer as die hele dag moet sing en sing. Maar die groot of die ding van die hemel en wat ons eintlik dit is wat by die paradys ook. Alhoewel dit gaan is God is daar. Dit is om God te ken. Dis wat Jesus gedoen het. Dis wat heilig. Dit is wat die heilige die Johannes 17 beteken. So hierdie is maar maniere. Die tempel is waarskynlik ook maar 'n manier waarop God ons help om weer in gemeenskap met hom te lewe. En ek bedoel dan is dit heeltemal reg om te sê van tempeltaal dat dit daarin verpak is en alles. Ja. As ons net dit weer eens daai woorde wat jy nou gebruik het, dat ons omgang met God is in tempeltaal verpak. En as ons net kan verstaan dat dit is nie verlede tyd nie. Dis nie 'n gepasseerd station nie. Dis nie 'n stasie waar ons verby gegaan het nie. Ons lewe nog steeds met 'n tempelmotief. En dit bepaal die manier hoe ons met God omgaan. Okay, ek hoop dit staan wel vas. Wat is nou verder? Kom ons kyk gou verder wat nou gebeur. Wat is daar 'n verband tussen hierdie en Korah, Datum en Abiram se latere revolusie? Die opstand, verseker, dit is verseker, verwant daaraan. Ek wil die Nuwe Testamentiese ene wat verwant is, wil ek graag na vore bring vanaand. En ons gaan nou daarna toe beweeg. Want nee, maar dit is heeltemal reg. Ek dink 'n mens
'n mens kan baie sterk lyne trek. Kan die lyn trek. Ja, verseker. Kan ek gou terugkom nader by Nabi? In 53 vertaling staan daar vreemde vuur gebring. En in 83 vertaling staan daar ongeoorloofde vuur. Met ander woorde, die kole, noem dit daar so plat weg. Het voel vir my of die kole wat hulle, dit was nie uit die tempel uit nie, maar sommer ergens van buite af. Die vreemde daar moet ons dink ek verstaan in die sin van dit was nie deur God beveel nie. Daarom is dit vreemd, dit is nie deur God beveel nie. So dit is nie dat dit nou van 'n ander plek afgekom het of hoe dan dink ek nie. Ek dink die vreemdheid lê in die feit dat dit is nie deur God beveel nie. Ongeoorloof is beter vertaal. Ek dink so. Ek dink regtig so. Want dit is waaroor dit gaan. Ja. Ja. Ek dink dit is 'n beter vertaling, hoor. Ja. Wat baie belangrik is wat hierna nou gebeur, ons hoef nie nou in detail daarop in te gaan nie, maar is wel opvallend. Gaan kyk nou hoe Moses van hier af detail wetgewing gee oor die hele tyd 2 onderskeidings wat gemaak moet word. En wat is die groot onderskeidings wat hy nou gaan maak? Die onderskeid tussen heilig en onheilig, tussen rein en onrein. Want as jy in die tempel wil inkom, dit gaan nie net oor die offerandes nie, dit gaan oor baie meer wat in hierdie tempel gebeur. En daarom gaan ons ook nou onmiddellik sien wat gebeur met Nadab en Abihu. Kan hierdie lyke byvoorbeeld maar daar in die tempel bly lê terwyl die volk aangaan met hulle erediens? Kan daai lyke maar daar bly lê? Presies. Onmiddellik kom na vore, in God se teenwoordigheid pas die dood nie. Want God is die lewende God. So wat gebeur onmiddellik? Vers 4. Moses het Misael en Elisafan, die seun van Isiel, die broer van Aaron se vader, geroep en vir hulle gesê: kom nader, dra julle medepriesters weg hier voor die heiligdom, na buite die kamp. Daar byna op die ashoop. Hulle het nader gekom en hulle in hulle priesterrokke na buitekant die kamp gedra, soos Moses gesê het. Moses het gedra, maar hulle rokke het nie gedra. Dit sal ek nou skielik hoor. Nee, ek dink nie. Ekskuus tog? Hulle is in hulle priesterrokke weg. Hulle is in hulle priesterrokke weggedra, dit verseker. Maar hulle is opgebrand. Die mense is wel opgebrand. Ja, maar dan sou hulle priesterklere, gaan ek daarvan uit dat dit ook gebrand het. Ek dink nou waarskynlik dan moet ons oppervlakkige opmerking, maar dit is nie belangrik nie, maar dit staan daar. Nou hoe kan dit wees as hulle uitgebrand is? Eers wat gebrand is hulle klere. Maar dit is dit die ouens wat hulle gedra het vir priesterrokke? Ja, ek het ook 'n idee. Maar daar is toch 'n precedent gestel dat die vuur van God hoef nie alles te verteer wat er aandaling kom nie. Ja. Maar die pan in die bos waar Moses eerste keer Nee, natuurlijk. Maar dit kan wees dat die liggame verteer is, maar die liggame onheilig was, maar dat die rokke onaangeraak was. Dis nie wat anders seker nie. Dis net wat staan daar, Ja. En dan kom dit op en wonder mens nou. Ek dink wat wel belangrik ook verder is maar julle broers, vers 6 se tweede gedeelte, maar julle broers, die hele huis van Israel mag treur oor die brand wat die Here laat ontvlam het. By die ingang van die tent van ontmoeting mag julle nie uitgaan nie, sodat julle nie sterf nie, want die salfolie van die Here is aan julle. So die priesters wat gesalf was, mag nie uitgegaan het nie. Want wat doen die salfolie? As iemand gesalf word, dan word daar 'n onderskeid gemaak. 'n Onderskeid tussen beskikbaar vir God. Ja, en dit beteken heilig. Dis 'n onderskeid tussen heilig en onheilig. En jy kan nie hier waar binne die tabernakel jy nou as heilig verklaar is, nou daarmee uitgaan nie. Want jy's nou hier in God se teenwoordigheid en jy's
gesalf om in sy teenwoordigheid te dien. So dit maar net weer as 'n onderstreping. Kyk, die bloed daarvan is nie in die heiligdom ingeneem nie. Julle moet dit beslis in die heiligdom eet, soos ek beveel het. Aaron het hom teen Moses verweer. Kyk, vandag het hulle reinigingsoffer en hulle brandoffer voor die Here nader gebring. So daar is mense wat mag treur en daar's die wat nie mag treur nie. En nou gaan ons sien vanaf hoofstuk 11. Die opskrif dui dit al klaar aan. Voorskrifte oor rein en onrein diere. Die volgende hoofstukke gaan oor heilig en onheiligheid. So hier kom dus nou baie duidelik die voorskrifte waarvoor Nadab en Abihu moes gewag het. Want as hulle dit gehad het, sou hulle nie gedoen het wat hulle gedoen het nie. Hier kom nou die voorskrifte. Dit is nou soos wat Suid-Afrika nou nie Saterdag gedoen het nie. Hulle het nie 'n 3 gedruk voordat die afskopfluitjie geblaas het nie. Nadab en Abihu het 'n 3 gaan druk voordat die fluitjie geblaas het. En dit moes hulle nie gedoen het nie. OK. Die vergelyking wat ek graag wil maak, en ek wil graag saam met julle daaroor dink. Ons het nog so 10 minute of wat om daaroor na te dink. In Handelinge 4 en 5 gebeur daar rondom Ananias en Safira ook iets heel aangrypends. Ons lees vanaf vers 32, Handelinge 4 vanaf vers 32. Is daar iemand wat dit dalk vir ons kan lees en ek sal sê stop wanneer dit nodig is, maar ek dink ons moet die hele hoofstuk 4 vanaf vers 32 tot aan die einde lees. Is daar iemand wat dit vir ons sal kan doen? Wieke, het jy dit daar by jou? In Engels is so? Oh, dis ook goed. Vanaf vers 32. All the believers were united in heart and mind, and they felt that what they owned was not their own, so they shared everything they had. The apostles testified powerfully to the resurrection of the Lord Jesus, and God's great blessing was upon them. And there were no needy people among them, because those who owned land or houses would sell them and bring the money to the apostles to give to those in need. For instance, there was Joseph, the one the apostles nicknamed Barnabas, which means son of encouragement. He was from the tribe of Levi and came from the island of Cyprus. He sold a field he owned and brought the money to the apostles. But there was a certain man named Ananias, who, with his wife Sapphira, sold some property. He brought part of the money to the apostles, claiming it was the full amount. With his wife's consent, he kept the rest. Then Peter said, Ananias, why have you let Satan fill your heart? You lied to the Holy Spirit, and you kept some of the money for yourself. The property was yours to sell or not sell, as you wished. And after selling it, the money was also yours to give away. How could you do a thing like this? You weren't lying to us, but to God. As soon as Ananias heard these words, he fell to the floor and died. Everyone who heard about it was terrified. Then some young men got up, wrapped him in a sheet, and took him out and buried him. Okay, net tot daar eers. Wat gebeur hier wat enorme ooreenkoms het met wat in Levitikus 10 gebeur met Nadab en Abihu? Help my. Baie eenvoudig reg. Elke keer as jy God speel, gaan jy tweede kom. Daar is dit nou in een sin opgesom. Goed, is daar iemand wat kan uitbrei daarop? Pieter? Ons gevraagde inisiatief. Ja, en kyk nou wat gebeur. Onthou, ons het nou net kort hiervoor word die Heilige Gees uitgestort op die gemeente van Christus. En daar binne is daar mense wat 'n spesiale werk gehad het. Hulle word genoem apostels. Dit is ook opvallend dat hierdie gawes wat gebring word, waarna toe word dit gebring? Na die voete van die apostels. Word voor die apostels neergelê, sodat die apostels dit kan verdeel. Dis ook nie toevallig nie, want Lukas
Lukas 22 dink ek, daar word al reeds aangekondig, dan sê die Here Jesus ook baie pertinent vir sy disippels, wat later die apostels geword het, julle sal sit op stoele en julle sal regeer oor die volk Israel. Ja, en wat gebeur nou hier? Presies dit. Hulle begin te regeer oor Israel. Want hier is hierdie man Barnabas, en wat is kenmerkend van hom? Van waar af kom hy? Hy's 'n leviet. Hy's nie sommer enige iemand nie. Hy was 'n leviet. Hy gaan verkoop sy stuk grond, en wat sou hy voordat die apostels was? Wat sou hy met die grond, met die geld gedoen het? Seker? Hy sou dit na die tempel, na die priesters daar geneem het. Maar nou is hy 'n leviet nogal, en hy gaan nie na die leviete toe nie. Hy kom nou na die apostels toe, want dit is waar God nou regeer. Dit is waar God sy heerskappy wil duidelik maak. En daarom, en nou gebeur hier, en dit was aanvaarbaar geweest, né? Daardie geskenk van hom, daardie gawe van hom, word met blydskap aanvaar. Hy word daarom ook selfs seun van vertroosting genoem. Met ander woorde, sy offer wat hy bring na die apostels toe, is 'n lieflike geur. Dis aangenaam, dit is iets mooi. Dit word met blydskap aanvaar. En dan onmiddellik daarna, 'n man met die naam Ananias. En wat gaan nou hier verkeerd? Wat gaan dus nou hier verkeerd? Hy doen nie wat hy moet doen. Hy doen nie wat hy, ja, of hy doen, Hy was dit nie eerlik. ja, niemand het vir hom gesê, gaan verkoop jou grond en bring dit nie. Hy wou naaap. Hy wou nageaap het. Byna soos wat Nadab en Abihu vir Moses en Aaron wou naaap. Hulle kom, wel as Barnabas dit kan doen, dan kan ons dit ook doen, maar ons doen dit, en nie soos wat God van ons vra nie. Ons kom gee nie ons hele hart en siel daarin nie. Ons lieg eintlik in die proses. En dan die aangrypende, en dit gebeur beide met Ananias en Safira. Hulle word dood neergeslaan, en wat gebeur onmiddellik met hulle? Hulle word net soos met Nadab en Abihu onmiddellik uitgedra en begrawe. Is ek nou oorsensitief om hier 'n ooreenkoms te sien? Ek dink hier is 'n enorme intensiewe ooreenkoms tussen wat gebeur in Levitikus 10 en wat hier in Handelinge 5 gebeur. Hier is nou die nuwe plek waar God sy teenwoordigheid laat sien. Want onthou, Petrus het nie gesê, jy lieg vir ons nie. Wanneer het Petrus uitgevind dat hulle gelieg het? Wanneer het hulle dit uitgevind? Wel, toe hulle dood neergeslaan word. Toe is dit, het hy voor dit gesê. Lees het gehardop. Bring toe sê ek voel die apostels neergelê, toe sê Petrus. Maar nie as waarom hy die saak in die ware vervul. Okay, so met ander woorde, dankie. Met ander woorde, Petrus het dit geweet, selfs nog voordat hulle doodgeslaan is. Ja, dis ook ongeval. Ja. Dis baie intensief. Wow. Die Heilige Gees het so Petrus gesê, hierdie gaan vir jou kom lieg. Maar dit dalk nie sleg. Hy gaan vir jou kom lieg, maar hy is op pad om vir te kom lieg. Okay. Nee, maar hy het geslaag. Hy sê maar hy kom en sê jy het jou gelieg wat te lees. Dit kan wees na dit. Laat jy maar. Die punt is die Heilige Gees wat is nie wanneer dit is. Ja, ek dink ook presies. Daai gees wat nou in die gemeente van Christus woon, wat nou 'n tempel van die Gees met ander woorde geword het. En ek dink daarin lê daar 'n geweldige ooreenkoms en 'n voortgang, en gaan kyk dan ook mense, die gevolg hiervan is dat die hele volk Israel was bevrees.
Hulle het bang geraak. Want wat het hulle geweet? Wat was die lesie van die storie vir hulle? Karen, wil jy waag? Wat dink jy was die lesie van die storie vir die Israeliete? Want dit wat nou hier gebeur het. Onthou daai Israeliete, hulle onthou nog van Nadab en Abihu. Hulle ken dit. Hulle het hulle Bybels geken. Dit was hulle katekisasieboek. Levitikus was hulle katekisasieboek. Hulle het dit geleer. Nadab en Abihu het hulle van voor tot agter en aan die einde geken. So toe hulle sien, maar hier gebeur dit nou ook met Ananias en Safira. Wat is die lesie van die storie? Presies wat die Here sê. Hoekom het dit gebeur? Want ek laat my as die heilige in julle midde ken. Dis die lesie van die storie. God is 'n heilige God. Het daar nie iets by God verander van die Ou na die Nuwe Testament toe nie? Is hy nie 'n bietjie minder heilig nie? Oom Chris? So ons kan 'n bietjie makliker met God omgaan, né? Ons kan God dalk nog 'n bietjie rad voor die oë draai. Nee. Kyk, dit is die aangrypende. Maar dit is ook wat uiteindelik daartoe lei dat baie van die priesters en die leviete, met ander woorde, tot bekering gekom het. Mense, as jy Handelinge deur gaan werk, daar word ten minste 6 keer genoem van groot getalle Fariseërs en leviete wat tot geloof gekom het, juis omdat hulle eerbied gehad het vir die gemeente as die plek waar God nou werk. Mense, en ons hoef dit nie minder te wees vandag nie, as gemeente van Christus. Hy's nie minder by ons teenwoordig nie. Hy's nie minder heilig intussen nie. Ek dink die vraag wat ons vir onsself moet afvra of dit is hoe ons lewe met God. Laat ons daardie heiligheid van God nog na vore kom in alles wat ons doen, maar ook wat ons nie doen nie. Want baie van die goed by beide Nadab en Abihu en by Ananias en Safira hoef hulle nie te gedoen het nie. Hulle hoef dit nie te gedoen. God het dit nie gevra nie. God het nie hulle grond gevra nie. God het nie hulle vuur gevra by Nadab en Abihu nie. Ekskuus. Ja, presies. As hulle niks verkoop het nie en hulle net kom dien, dan het niks gebeur nie. En as hulle alles gebring het, dan was dit goed. Maar omdat hulle gejok het. As hulle sê, luister Petrus, dis 80% van ons opbrengs, maar ons het nog net 'n bietjie meel agtergehou, dan was hulle ook nie dood. Was dit ook nie 'n probleem nie. Né? Dit attitude. Ja. En daarom, as ons na God toe kom, mense, en ons kom met die gedagte van ons gee onsself heeltemal vir die Here. En dit is nie so. Dan is ons aan presies dieselfde sonde skuldig. So, maar my ingebore sondige aard skop daarom hierteen. Ja, natuurlik, ons almal sin. Myne ook. Want dit Paulus van klaar, die vlees is gewillig, die gees is gewillig, maar die vlees is maar dit neem niks weg van die erns waarmee ons met God moet lewe en God met ons. Was jou nie? Ek wil net sê wat Nora 'n goeie vraag gevra oor die vertalings van die vreemde en die ongehoorde, die Hebreëse woord is alien. Ja. So dit gaan nie oor 'n verkeerde resepie nie of 'n foutjie wat hulle maak nie. Dit gaan oor dat hulle attitude, hulle inisiatief was soos Nadab en Abihu gebore uit 'n eienaardige inisiatief. Dit was ongehoorsaam. Hulle wou hulle eie ding doen. Nee. Die oomblik as jy dit doen, dan pretendeer jy, dan hou jy iets voor wat jy nie is nie. En dan wat gebeur. Mense, die pragtige is, die verhaal hou nie daarop nie. Want hy gaan uiteindelik oor na Levitikus 16, waar daar 'n hoëpriester is, wat in die allerheiligste ingaan. En daarom, wat leer ons ook hier? Dat die volk het priesters nodig. Maar wat het die priesters nodig?
Hulle het ook 'n priester nodig, 'n hoëpriester. Dis juist die ding, dis waar die intensivering in lê. Die volk het priesters nodig om nader aan God te kom, maar die priesters het 'n hoëpriester nodig om nader aan God te kom. Dit moes nader... Die volk moet self priesters wees. Nou bring jy haal die woorde uit my mond uit. Dankie Nora. Ek wil nou net sê, ons is ook vandag priesters. 2 Petrus 1. Het ons ook 'n hoëpriester nodig? Elke ou het 'n baas. Ook ons, want ons gaan nie weg van tempeltaal nie, ons bly tempeltaal praat. Ook ons wat priesters is, het 'n hemelse hoëpriester nodig. En daarom ook, Chris, al is ons offerandes so gebrekkig, al is dit hoe swak, dank God, daar is vir 'n priester soos jy en ek 'n hoëpriester. Daarom kan ons verder. Daarom is ons diens nie nutteloos nie. Daarom kan ons vergifnis kry en daarom is ons diens vir God aanvaarbaar, want ons doen dit in Christus. Ons doen dit deur geloof. En daarom hoef ons nie moedeloos te word nie. Priesters het 'n priester nodig. Dis die boodskap wat Nadab en Abihu so goed moes verstaan het. Nadab en Abihu, hold your horses. Ook julle het 'n priester nodig. Julle moes net tot later die dag gewag het. Dan sou julle vra Aaron, presies, want hy was die hoëpriester. Just hold your horses. Maar sien julle hierdie moenie ons ontmoedig nie, dit moenie ons bang maak nie, dit moet ons aanmoedig. Kom met jou diens. En dit gaan nie volmaak wees nie. Maar moenie ophou nie. Wanneer jy kom offer deur Jesus. Hy is ons hoëpriester. Ons nader die Vader altyd deur hom. As dit die enigste toepassing is wat ek vanaand kan maak, dan wil ek graag dit doen. Ons is priesters wat 'n priester nodig het. En ons het hom. Hy is vir ons gegee. En hy nooi ons uit. Kom met vrymoedigheid na my toe. Moenie huiwer nie. Kom na my toe. Ek hoop Levitikus 10 gaan vir julle 'n geweldige bemoediging wees. Soos wat dit vir my ook vandag was verder en gister toe ek voorberei het. Dit is enorm om hierdie dinge raak te sien. Want Levitikus hou nie op by hoofstuk 10 nie. Dit gaan nou nog verder. En ek hoop ons kan so verder nog daarmee gaan en saam verder leer. Want hier's nog groot skatte in Levitikus. Ek weet nie iets meer interessant van Hebreërs. Ek het dit opgelet een keer toe ek dit gelees het. Jou woorde, byvoorbeeld Hebreërs 8 sê die hoofsaak nou van wat ons gesê het, is ons het so ons het een, daar's hy, pragtig. By Hebreërs 4 terwyl ons dan 'n groot priester het wat deur die hemele deur gegaan het. Die seun van God. Ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medely kan hê, maar nie wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan. Daar's hy. Sodat ons barmhartigheid kan verkry. En dit is ook opvallend dat dieselfde Hebreërs sal ook verwys, ek dink is hoofstuk 10, na God wat ook 'n verterende vuur is, né? Want onthou God is 'n verterende vuur. As 'n klomp parallelle wat weer eens tussen Hebreërs en Levitikus natuurlik loop. Maar dit is vir julle niks nuut nie. Julle is sulke groot kenners van Hebreërs. Ek weet julle sal dit alles goed onthou van 'n jaar en 'n half gelede. Goed, mense gaan kyk asseblief na die toepassings wat ek nog daar aan die einde op die laaste bladsy doen. Die grootste deel daarvan is inderdaad om bietjie na Hebreërs te gaan kyk en parallelle te trek. En dit is ongelooflik hoe baie dieselfde dit is. Goed, baie dankie. Nog 'n vraag of 'n opmerking, 'n bydrae van enige een asseblief?
Ek wil net sê, my vertalings oor Nadab en Abihu sê, hulle is dood, maar toe het die Here gesê, hulle moet weggedra word in hulle priestersklere. Antwoorde, daai priestersklere wat gewyd was, is nou besmet. Hulle moet die priesterklere ook saam met hulle uit, ja. Saam met hulle dra en begrawe. Ja, mense dit wys nie, mense is nooit klaar geleer nie. Soos wat ons nou hier is, voel ek, ek wil teruggaan en ek wil weer 'n klomp goed net nagaan, want daar is, mens moet dit baie noukeurig lees. Goed, sal ons dan vers 5 van Psalm 32 sing, as ons afsluitlied, as ons gaan staan. Jakobus, Wessels, mag ek vir jou vra om vir ons te eindig met gebed dan? Sal ons gaan staan, mense, dan sing ons